Goeiedag, welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Vir die van julle wat nie weet nie, ons visionêre leier Theo Tron het op die 1 Julie na die Here toe verhuis. As jy hierdie video sien, beteken dit jy kyk een van sy laaste 2 preke wat aanlyn opgeneem is. As jy gemaklik voel, nooi ek jou dan uit om hierdie boodskap saam met ons te geniet. Mag jy werklik waar Jesus in hierdie preek beleef. Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ek hoop dat dit met jou goed gaan en dat hierdie woord iets in jou lewe sal beteken. Ek praat met jou sommer net oor die gedagte reguit gemaak. En as jy wil, kan jy jou Bybel oopmaak by Lukas 13. In ons tyd het die woord vryheid letterlik 'n modewoord geword. Almal veg vir vryheid. Hulle staan bekend as vryheidsvegters. Nou in die Coleridge woordeboek is daar 'n definisie hier aangegee en ek gaan dit in Engels lees. Hy sê freedom is the uninterrupted use of all the power and ability that God has given us to use for his glory. As ek dit in Afrikaans moet vertaal, gaan ek iets sê soos, dis die onverhinderde gebruik van al die krag, vermoëns, kapasiteit wat God aan jou en my gee, om te gebruik tot sy eer en vir sy heerlikheid. Voordat dit kan gebeur, moet ons ontslaa raak van hierdie houvas wat die vyand soms oor ons het, want dit is mos nou duidelik, die vyand wil dit stuit wat God se droom vir jou lewe is. Satan gebruik goed soos sonde, onvrymoedigheid, partykeer ander mense, misverstande, struikelblokke. Hy plaas die goed in ons pad. Nou die gedeelte wat ons gaan gebruik, het in die Nuwe Lewende Vertaling 'n mooi opskrif wat die Bybelvertalers gegee het. Hy noem dit 'n kromgetrekte vrou kan weer regop staan. Nou kom ons lees haar storie. Lukas 13 vers 10. Een Sabbatdag, terwyl Jesus in die sinagoge onderrig gegee het, het 'n vrou gesien, of het hy 'n vrou gesien wat deur 'n bose gees in mekaar getrek is. Sy was vir 18 jaar lank krom getrek en kon nie regop staan nie. Nou, wat dan nou in die storie gebeur, en ons gaan nou verder lees, Jesus genees haar. Oudergewoonte is die fariseërs kwaad, omdat hy haar op die Sabbatdag genees het. Hy berisp hulle deur te sê, man, as jou donkie swaar kry, gaan jy jou donkie red, en op 'n Sabbatdag lei jy jou donkie om te gaan eet en water te drink. Maar nou is julle kwaad, omdat hierdie vrou verlos word op die Sabbatdag. Ons weet nie veel van die vrou nie. Sy was waarskynlik gelowig, sy was waarskynlik soekend, maar die belangrike ding was, sy was daar. Sy's eintlik 'n perfekte voorbeeld van hoe mense deur Jesus vrygemaak kan word. Hy kan en hy wil jou bevry, vir jou hierdie vryheid gee van wat ook al dit is wat die duiwel gebruik om jou krom te trek en jou te verhoed om jou potensiaal te bereik. So ek wil vandag met jou praat na aanleiding van hierdie vrou se storie. Wat is dit wat die duiwel wil doen? Wat is dit wat jy moet doen? En wat is dit wat Jesus wil en kan doen? So kom ons kyk gou. Wat is Satan se plan? Ek dink dit het 2 dele. Aan die een kant wil hy jou in mekaar trek. Vers 11 sê, hierdie vrou, hy sê, wat deur 'n bose gees in mekaar getrek is. Van die ander vertalings praat van 'n gees van krankheid. Sy kon nie regop kom nie. Vir 18 jaar lank gevange gehou deur die duiwel. Die duiwel en sonde het die vermoë om jou te misvorm. Jy probeer, maar jy kan nie wen nie. Die vyand se plan is om jou te stuit en te verhoed om jou potensiaal en jou skepingsdoel te bereik. Iemand wat in mekaar getrek is, kan nie opkyk nie. Sukkel om God te sien, sukkel om te bid. So dis die een kant, maar die ander kant van die duiwel is, hy wil jou van alle hoop beroof. Dis 'n hartseer dag as 'n kind van die Here op 'n plek kom waar hy hopeloos word. Vers 11 sê verder, sy kon nie regop staan nie. Sy glad nie die vermoë, sy was nie in staat om meer regop te kom nie. Nou, as jy soos ek lief is vir die Kaap,
dan jy al in die Kaap gery, Kaapstadse omgewing, dan sien jy hoe die bome letterlik skeef gegroei het, van die konstante suidooster wat gewaai het, terwyl daai boom gevorm is, en hy groei in die verkeerde rigting, en as dit groot, dik boomstompe, dit kan nie meer regop kom nie. En dis wat met hierdie vrou gebeur het. Vir 18 jaar groei sy weg van die Here af, groei sy weg van God se droom en plan. Kan jy jou in haar situasie indink? Sy was bewus van haar toestand, kan nie regop kom nie, al wil sy. Party mense sondig blaatant, en hulle wil nie verander nie. Maar dan weet ek egter ook van mense, wat vir jare stoei met goed. Hulle probeer regtig hard, maar dit voel vir hulle kan nie regop kom nie. En dan uiteindelik verloor hulle hoop. Dalk het jy na jare al handdoek ingegooi. Dalk is jy skaam. Dalk is jy moedeloos. Dalk is jy sonder hoop. Jy het nodig om vandag te hoor, dis die duiwel se plan. Hy wil jou in mekaar trek, hy wil jou misvorm, hy wil jou hoop kom steel, hy wil keer dat jy by God se droom uitkom. Maar wat moet jy doen? Hierdie vrou wys vir ons, jy moet desperaat wees, desperaat genoeg wees. Vers 10 en 11 sê, hy was besig om op die Sabbatdag een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou. Nou, ek sê weer, ons kan nou maar bespiegel, want ons weet nie genoeg oor haar nie, was sy gelowig, ongelowig, maar waarskynlik as gevolg van haar misvormdheid, wat in hulle tyd 'n verskriklike ding was, mense het op haar neergesien, met haar gespot, was sy dalk skaam gewees, maar sy posisioneer haarself intentioneel, dat die Here iets vir haar kan doen. Waarskynlik, soos ek sê, skaam, selfbewus van haar kondisie, maar sy is desperaat en ernstig genoeg om te wil verander, dat sy haarself op die Sabbat tussen hierdie groot skare mense by die tempel begewe, want sy weet Jesus gaan daar wees. Soms is mense te lui om kerk toe te gaan, en dis 'n skande voor die Here. Maar ander mense is soms te skaam om te gaan, te skaam omdat hulle bang is mense weet wie ek is, wat ek gedoen het, te skaam om hulp te vra. Hoor wat ek sê, jy sal nooit oorwinning oor enige situasie in jou lewe kry, as jy Jesus se teenwoordigheid vermy nie. As jy 'n deurbraak, 'n oorwinning, 'n wonderwerk soek, kom in sy teenwoordigheid. Daai dag toe Thomas kerk skiep, hy gaan visvang. Dis die dag wat Jesus homself openbaar. En daar's ander voorbeelde in die Bybel. Moenie 'n rede soek, 'n verskoning soek om nie daar te wees nie. Kom in sy teenwoordigheid. So ons hoor wat die duiwel wil doen, ons hoor wat ek en jy moet doen, maar wat wil Jesus doen? Nommer 1, hy maak altyd 'n oop uitnodiging. Vers 12 sê, toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê, vrou, jy is van jou kwaal genees. Let wel, hy sien baie mense om hom. En waarskynlik het baie van hulle nood en behoefte gehad. Maar hy roep haar, want hy sien haar desperaatheid. As Jesus op 'n dag in die sinagoge die boek van Jesaja oopmaak, en hy kom by daai gedeelte, dan maak hy dit op homself van toepassing as hy sê, ek het gekom om tronkdeure oop te maak. Ek het gekom om gevangenes vry te laat. En hy wil nie hê, jy moet langer in mekaar getrek wees nie. Hy wil jou vrymaak. Hy roep jou ook vandag by die naam nader en sê, ek wil iets in jou lewe doen. Dit bring my by die tweede kant, as hy jou nader roep, is dit met 'n doel. Hy wil jou aanraak. Vers 12 en 13 sê, toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê, vrou, jy is van jou kwaal genees. Toe het hy haar aangeraak, en sy kon dadelik regop staan. Die ou vertaling sê, hy het sy hande op haar gelê. Persoonlike kontak met Jesus sal altyd 'n verskil in jou lewe maak. Die vrou in Lukas 8 vers 44 kom sonder 'n uitnodiging. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, sy raak aan sy kleed en sy word genees. Hierdie vrou van Lukas 13 reageer op 'n uitnodiging wat hy maak, en dan word sy reguit gemaak. Jakob in die Ou Testament sê, ek sal u nie los voordat u aan my vat nie, my aanraak, my seën nie.
As jy soos hierdie vrou sy uitnodiging aanvaar, sal hy jou lewe ook onomkeerbaar verander. Sy ontvang hierdie vrou eintlik 'n dubbele wonderwerk, want aan die een kant word sy bevry van hierdie binding waarmee Satan haar gebind het vir 18 jaar. Aan die ander kant ontvang sy genesing van haar fisiese siekte. Kom ek praat net vandag ten slotte oor hoe om jou oorwinning te behou. Hierdie vers 13 sê, toe het hy haar aangeraak. Sy kon dadelik regop staan. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, hoe het sy God nie geloof en gedank nie. Van die ander vertaling sê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Hierdie las van 8 jaar val van haar skouers af. Die kettinge word gebreek. Sy is nie meer 'n gevangene nie. Sy is totaal vry. Sy het nie meer afgekyk nie, sy het opgekyk. Sy het weer die onverhinderde gebruik van al haar vermoëns, haar krag, haar kapasiteit, wat God aan haar gegee het, sy het dit teruggehaal. En sy kon dit gebruik tot eer en heerlikheid van God. Onthou jy die woorde van Johannes in Openbaring 12? Hy sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Oorwinning word behaal en behou deur die bloed van die lam. Dis hy wat jou vry maak. Dis hy wat jou vryheid gee. Jy het nie 'n vryheidsvegter nodig nie, jy het Jesus nodig. Die bloed van die lam maak jou vry. Of dit sonde, 'n verlede, foute wat jy gemaak is, 'n binding, hy maak jou vry. Maar hy gaan aan deur die woord van jou getuienis. Wanneer jy vir mense begin vertel wat Jesus in jou en vir jou gedoen het, dan word dit deel van jou. En wanneer jy hom begin eer vir wat hy in jou lewe gedoen het, kom ek bid saam met jou. Vader, dankie vir die krag wat daar is in Jesus naam. En wanneer daar vandag oor vryheid gepraat word, dan bid ek dat elkeen wat na my luister vandag, die totale onverhinderde vryheid sal beleef, om die krag en die heerlikheid en die gawes en die talente wat God aan my gegee het, te kan gebruik elke dag, onverhinderd, sodat God die eer kan kry. En wat Jesus sê, laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle sien wat julle doen, maar dat Vader die eer kry. Mag elkeen wat hierna gekyk en geluister het vandag, sy lewens altyd aan Vader God eer bring. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen.